Dis vir my 'n baie groot voorreg om hier te wees. Ek het nou terwyl ek hier gestaan het probeer uitwerk hoeveel geloftedienste het ek al gelei. Minstens seker 30, maar ek dink is al meer van dit. En is altyd iets besonders. Jan Lodewyk, ek is baie bly dat dit weer vanoggend hier kan wees. Ek het net al gesels. Die gelofte sê mos, die dag moet wees soos 'n Sabbatdag. En 'n Sabbatdag kom mense by mekaar in die huis van die Here in die kerk. En dis my die regte manier om hier by mekaar te wees in die kerk. Ek het geen kritiek op ander plekke nie, en daar's baie kulture goeders daarmee saam, maar ek is bly dat dit in die kerk kan wees. Dan oor die gelofte. Baie mense maak dit die dag van die gelofte. Vir my gaan dit altyd oor die God van die gelofte. En dit is waaroor ek ook aan vandag wil aandag gee. Oor daardie God, aan wie jy gelofte kan doen, wat dit kan hou. Ek wil nie veel oor die geskiedenis daarvan praat nie, maar dit is my 'n groot dankbaarheid dat ek aan 'n volk kan behoort, dat toe daar 'n groot krisis was, dat die leiers geweet het waarheen om te gaan, om na die Here toe te gaan. En dat hy getrou in sy woord 'n uitkoms kon gee daarin. Kom ons raak stil. Ons is so bevoorreg, Here, om deel te kan wees van 'n volk wat verryk is deur die geskiedenis van Geloftedag. Dat ons kan terugkyk en kan sien dat jy op 'n baie direkte, definitiewe wyse ons voorgeslagte genadig was. Here, ons weet nie oor ander mense nie, maar ons wil onsself assosieer in die eerste plek met die God van die gelofte. En daarna wil ons in die voetspore volg van hulle wat geweet het waar hulle krag en hulle sterkte lê. Ons bid dan, Here, vanoggend dat U self sal verheerlik en U naam sal groot maak. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. In al die jare kan ek nie onthou een keer dat die tema Bloukrans was nie. Dat Jan Lodewyk daaroor met ons gaan gesels. Dis 'n dag wat een van die donkerste dae was in die geskiedenis van die Afrikaner volk. Ek wil nie te veel daarin gaan nie, maar net sê, dit was 'n baie donker tyd gewees. En in die lig daarvan kies ek dan Spreuke hoofstuk 20 vers 22, en ek wil dit wat die Here in my hart vir my gegee het, wil ek met u deel. Moenie sê, ek wil my wreek oor die kwaad wat my aangedoen is nie. Lees dit weer. Moenie sê, ek wil my wreek oor die kwaad wat my aangedoen is nie. Tot nou toe, en dis die laaste wat ek hoop dan om oor daardie dag te gesels, dis die grootste kindermoord in die geskiedenis van Suid-Afrika wat opgeteken is. Moenie sê, ek wil my wreek oor die kwaad wat my aangedoen is nie. Vertrou op die Here en hy sal jou help. Dit gaan oor die God van die gelofte. Dit gaan daaroor hoe om te reageer op die kwaad wat jou aangedoen is. Hoe reageer mens? Dan is ons maatstaf, wat sê die woord van die Here daaroor?
En hoe ingrypend dit ook al mag wees, sê die Here, moenie sê ek wil my wreek oor die kwaad wat my aangedoen is nie. Ek wil 2 sake noem. Jesus leer ons om te bid, vergewe my soos ek ook vergewe. Daardeur sê hy 2 dinge. Hy sê in die eerste plek, ek het sonde wat ek gedoen het, waarvoor ek vergifnis moet kry. Vergewe my. Maar ek moet ook vrygemaak word van sonde wat aan my gedoen is. En ek dink baie van ons hier sal hier kan sit vanoggend en sê, weet jy waarvan jy praat? Weet jy wat alles aan my gedoen is? Om dan te sê, ek wil my nie breek daaroor nie. Die Here sê dit om ons vry te maak. Hy wil hê dat ons vry moet wees van ons eie sonde, maar hy wil hê ons moet vry wees ook van dit wat aan ons gedoen is. Die gebeure wat die aanloop is, en Jan Lodewyk sal daaroor gesels, die ingrypende gebeure daarvan, het baie vervaag in die verlede. Wat in 'n sekere sin jammer is, want dit is kosbare geskiedenis. Maar in 'n sekere sin is dit ook groot genade, dat dit met die eeue versag het. Want daar was nie 'n wrevel gewees in die mense se harte wat sê, ek wil myself vergeld oor wat gedoen is nie. Ek kan nie sê dat hulle Christene was of nie Christene was nie. Maar ek kan sien dat dit wat die evangelie sê, ook in hulle en in die nageslag se gedagtes was. Ons los dit in die Here se hande. En dit maak 'n mens vry. Om vry te kan wees van wat ander mense in my gedoen het. Ek hoop jy beleef ook daardie vryheid. As ek wil, sal ek baie dinge kan sê van wat mense aan my gedoen het. Maar ek het in die Here se hand gelos. Ek is vry daarvan. Die tweede ding wat ek wil sê is, Hebreërs hoofstuk 12, Romeine hoofstuk 12 en hoofstuk 13. Moenie selfwraak neem nie, broers, sê Romeine 12 vir ons. Moenie jouself vergeld en probeer wraak neem nie. Dan sê hy, in die beste vertaling sê, laat ruimte vir die oordeel van die Here. Solank jy self wil wraak neem, as dit, en ek weet ek praat nou amper op 'n ligsinnige manier, maar as ek self wil wraak neem, dan staan die Here terug en sê, jy wil dit mos doen. Doen dit dan. Maar jy gaan self nie daaronder ly, as jy self hou probeer inkry. Nee, sê hy, laat ruimte daarvoor, dat die Here self sal inneem, en dat die Here self sal reageer. Hy weet wat het gebeur. Hy weet baie beter as enigeen van ons, hoe om te reageer, en te doen wat gedoen moet word. Gee ruimte vir die Here. Laat hy met jou vyande, met die mense wat jou kwaad gedoen het, laat hy met hulle reageer. Maar daar kom 'n ander saak daarby. In Februarie, ek dink is Februarie gewees wat Bloukrans gebeur het daar dinge gebeur. En die boere het gesê, op 'n ordelike manier, op die regte manier stuur ons mense, en dit was toe Pretorius, Sarah Sallee en daardie mense, hulle het as instrumente van die Here, ek het net gepraat van Romeine hoofstuk 12, nou praat ek van Romeine hoofstuk 13, hulle dra die swaard, die regering
van die dag, en dit was die regering van daardie dag. Hulle dra die swaard, en hulle sal reg en geregtigheid laat geskied. Mense moes dit nie self doen nie. Daar is 'n plek daarvoor, en die Here gebruik dit so. Nou wil ek maar net 'n paar voorbeelde noem van vergifnis. Ons ken die Tweede Wêreldoorlog se geskiedenis. Ons weet wat alles gebeur het. Ons weet hoe daar 'n aanslag was om die Jode te vernietig. In Holland was daar 'n gesin gewees. Nie 'n soldaat nie, nie 'n politikus nie, maar 'n horlosiemaker. Stefan was ten boom gewees. Hy het 2 dogters gehad wat se name Betsy en Corrie was. Hulle het die Jode gehelp toe die Nazis gekom het om die Jode dood te maak. Corrie en Betsy het uiteindelik die paas doodgemaak, as ek kan nie die detail reg onthou nie, maar Corrie en Betsy is in 'n konsentrasiekamp opgeneem. En sy vertel van wat die Nazis alles aan hulle gedoen het. Hoe hulle verneder is. Hoe haar suster uiteindelik gesterf het. Maar die Here het in haar hart gewerk. En die Here het vir haar gesê, Corrie, jy moet vergewe. Ek hoop nie ek maak dit te lank nie, maar sy het daai gebeeld ook gebruik van 'n klok wat lui, hierdie ou groot klokke wat ons mos ken. Sy het gesê, vergifnis werk soos 'n hand wat op die kepel van die klok is. Solank as wat jy hom aan die gang hou, lui die klok. As jy jou hand afhaal, gaan jou momentum nog steeds voor, die klok lui nog. Maar dit lui al sagter, dit lui al sagter, tot daar vrede en rustigheid gekom het. Dit was die beeld wat die Here vir haar gegee het. Sy het gegaan 1949, en sy het oral deur Europa het sy gereis, het sy vertel van wat ons moet vergewe. Toe in Duitsland, terwyl sy dit so praat aan die einde van die diens, toe kom maar iemand aangestap na haar toe. En sy herken hom dadelik as een van die nazi-soldate, een van die gevangenispersoneel, wat haar verneder het, en wat haar uiteindelik deel was in om haar suster dood te maak. En hy sê, ek is bly jy praat van vergifnis. Vergewe jy my ook? Sy sê, dit was as waar 'n lammigheid oor haar gekom het. As alles oor haar voor haar afgespeel het, wat hy alles aan haar gedoen het. Al die vernederings, al die swaar kry, al die verdriet. Maar sy het vir die Here gesê, Here, gee my net krag om my hand uit te steek. En sy vat toe die hand van hy nazi-wag. En sy sê, sy voel hoe deurspoel die vrede van die Here binne haar. Toe sy haar hand uitsteek om te vergewe. Dit was Duitsland gewees. Suid-Amerika, 1957, was daar 5 jong manne gewees. Hulle was sendelinge gewees in Suid-Amerika. Hulle wou na 'n stam toe gegaan het om die evangelie te verkondig. Nou daar's 'n Through Gates of Splendor is die boek wat die een vrou geskryf het daaroor. Vertel aangrypend van wat hulle alles gedoen het. Ek maak die verhaal kort. 5 jong manne gaan na daardie stam toe. En al 5 word vermoor. Wat gebeur? Die een se vrou, die een se suster, gaan en hulle gaan werk onder daardie ouka stam, wat hulle mans doodgemaak het. Linda, as jy vir my die foto kan gee asseblief. Dis die 5 weduwees van daardie sendelinge. En die kinders, hulle was jong, in hulle vroeë 20's gewees, jong kinders nog wat hulle gehad het,
vrouens is weduwees. Hulle verhaal is opgeteken van hoe hulle vergewe het. 2 van hulle het gesê, het gegaan en hulle het gaan regmaak. Hulle het gaan en die evangelie gaan bring. En hulle vertel, elke van die vrouens en elke van die kinders, het die Here vir hulle vrede gegee. Teenoor die oukas, wat hulle mans en hulle paas vermoor het. Die Here reinig ons en maak ons vry as ons vergewe. Kan jy net weer teruggaan na Corrie ten Boom toe. Sy wat die boodskap van vergifnis deur Europa verkondig het. Sy sê sy 2 reaksies gesien. Die mense wat nie vergewe het nie, het vir lank gesit met die wrok. En hulle kon nie vrykom nie. Die mense wat vergewe het, dit in die Here se hand gelos het, hulle het vrygekom. Daardie 5 weduwees met die kinders, Through Gates of Splendor, gaan kyk op Google, Ouka 5, gaan lees hulle verhaal, van die genade wat die Here in hulle gegee het, omdat hulle vergewe het. Duitsland, Suid-Amerika, Noord-Amerika nou. En ek is sommer nou in ons geskiedenis. 'n paar maande terug was daar 'n jong man gewees wat deur die Here gebruik is. Op 'n besonderse manier. Sy naam was Charlie Kirk. Baie van julle sal die naam ken. Hy was besig gewees met een van sy uitreike. Toe kom daar 'n jong man en hy skiet hom dood. Sy vrou Erika Kirk, die video's is nou nog beskikbaar. Sy sê, ek vergewe daar jong man. My man het juis gewerk en hom beywer dat mense soos hierdie moordenaar wat my man en my pa se kinders gevat het, om aan hulle vrede te gee. Ek noem dit oor die verskillende plekke, om te wys, dis hoe die gees van die Here en kinders van die Here se lewens werk. Of dit in die 40 jaar is, of die 50er jare is, of wanneer dit ook al is. Hoe die Here deur sy kinders kom en sê, vergewe. Vergewe. En ek kan 'n plaaslike voorbeeld van ons ook noem. Sy naam is net nog genoem. Ek het al gehoor hoe Louis Boshoff hier in die kerk vertel het, toe hy aangeval is, hoe die Here vir hom genade gegee het, om te vergewe. Hoe hy self gesê het, dit het my vrygemaak. In ons geskiedenis was daar baie donker tye gewees. Die Bloukrans is een van die diepste, donkerste tye. Die moord op Retiefele, wat 'n uitvloeisel daarvan is 'n baie donker tyd gewees. Maar iewers het die Here vir ons genade gegee, om te vergewe. En dis nie 'n volk wat vergewe nie. Dis individue. Dis ek en jy en ander, wat saam kollektief dan die ding maak van die boodskap van vergifnis. Die God van die gelofte. Gee ruimte vir my. Ek sal self reageer. En dan kom hy nie, en jy sal met my saamstem, die boodskap van gelofte dag, is nie van hoe lekker ons oorwin het nie. Dit is nie die boodskap van gelofte dag wat ek hoor, en wat ek self sê nie. Die boodskap van gelofte dag is, op 'n besonderse manier, het God vir ons verlossing gegee. En hy het reg en geregtigheid laat geskied. Dis die geskiedenis. Die werklikheid is iets wat in ons harte lewe. Daar's nie een van ons wat nie kan vertel
van mense wat aan ons skade gedoen het nie. Wat maak ons daarmee? Al die tyd, moenie self raak neem nie, wat sê ons teks vir ons? Los het vir die Here. Hy wil jou vrymaak. Ek kan baie dinge daaroor byvoeg. Maar hy wil hê dat jy vry moet wees van skade wat ander mense in jou doen. Hy wil vir jou sy vrede gee. Dit sien ons in gelofte dag. Dit sien ons in die geskiedenis van ons volk. Mag dit nie net in die geskiedenis lê nie, maar mag dit ook waar wees in elke van ons lewens. Dat ons die vryheid kan hê van wat die Here Jesus wil hê ons moet hê. Kom ons herkou net vir 'n paar sekondes daaroor in ons eie lewens. Kom ons praat self met die Here oor dit wat in ons lewens gebeur het, wat aan ons gedoen is, wat nou dalk nog steeds aan ons gedoen word. Kom ons bid saam. Here, daar was sulke leiers gewees. Daar was nie 'n predikante gewees wat daar deel was nie. Maar daar was leiers gewees uit die boerevolk uit, wat geweet het wat u van hulle verwag, om geregtigheid in die hande te laat, om het oor te laat aan die reg, en al sou die reg dan nie tot sy reg kom nie, u sal nog steeds. U wil elkeen van ons vry maak, Here. Help vir ons om in die geskiedenis raak te sien, hoe daar nie wrokke moet wees oor die verlede nie, maar dankbaarheid vir die manier wat u vir ons onderneem het. Ons vertrou onsself nou aan u toe, en vra vir u genade, in Jesus se naam. Amen.